Ek het as kind vreeslik graag tande getel. Sondagmiddag as daar mense kom kuier of my pappa hulle ry met ons uit na 'n plaas toe, dan het ek gehou daarvan om tande te tel. Maar nou nie oor ek vir my groot gehou het nie. Die groot mense het net vir my so interessant gesels. Van al die goed wat ek nou nog nie weet nie en wat ek nou nog moet agterkom. En vir alles die ooms so gaan gesels daar by die kraalmuur oor die diere en die skape en die perde en die bokke, dat ek altyd my ore so lank gemaak. Nou in hierdie tandetellery van my het ek agtergekom, die ou mense of die groot mense, toe was hulle nog nie oud, die groot mense praat so baie van hoe pyn hulle liggame in die onweer. Wie jy en ek dink by myself, hy maar die mense kan dan baie kla. Hoe kan hulle nou sit te kla oor die onweer en mense te pyn en nou oor niks? Sommige ure voor die tyd, ek moet nou eers my armie toemaak, ek het hier propolis op, nou sien ek, jy sit so 'n breinkol, ek het alweer 'n wond gekry hier in die winter, laat ek net my moue afrol. Dan praat hulle van die knie het gepyn en die elmboog het gepyn en die skouers. Dan dink ek, hy, waarvan praat hulle? Ek pyn dan glad nie. En toe ek nou by oom Johannes hier op Teefontein begin leer oor kruie, het hy my verder ingelei in hierdie geloof in hoe pyn 'n mens as die onweer kom. Nou, toe is ek al 40, toe ek nou by die oom begin het, dan pyn die oom, so dink ek, hy, ek wonder aan. Gaan ek ook eendag pyn of sit hulle almal aan? Julle, hierdie week het ek nou gepyn. Die hele week, die afgelope 5 dae, was er elke dag so woedende wind, maar jy kan hoor en jy kan voel dat die wind iets bring. Nou voel ek so triestig en ek pyn, ek het so aan my linker voet, my tweede toon, langs my groot toon, toe ek nog so bitter ongehoorsaamig was, het die oom wat my leer perdry het altyd gesê, mens loop nooit kaalvoet by 'n perd nie, as jy opsaal of jy roskam die perd, altyd met skoene aan, en ek dink, ag, wat weet hy, en hy perd trap, hy tweede toontjie langs my groot toon, hy skuif net sy voet af as my toon. Nou dis my eerste radar, as daai toon so begin sê, ek is 'n toon, ek is 'n toon, ek is 'n toon, hy pyn so in 'n ritme, dan weet ek, hy's onweerig, gaat ek nou uit, dan kyk ek nou, en dan sien jy die reismure werk, jy sien die hoenders sit 'n bietjie anders, en jy kan sien aan die diere, daar is ook nie 'n beduidenis van 'n wolk of 'n onweer wat aan die kom is nie, maar jy kan klaar aan die diere sien, hier's iets aan die kom. En ek het nou vir my moed kasterolie gesmeer, en met wintergreen gesmeer, my skouers was so seer, en daai perdtoon het so geklop, en het ek nog geknieg ook. Nou klink ek net daai ou mense. Ek sit en noem nou op, waar het ek oral hierdie week gepyn. Julle in gisternag. Ek sien hier toe dit donker word, daar sulke blitse, weerlig. Ek dink, dis ver reën, maar hier van 10 uur af. Toe's hier 'n skouspel op hierdie Teefontein. Van donder weer en wind. En as die blitse so kom, die donderweer het my of klein wat hy sê eintlik so bewe. En al daai opgeboude pyn van die onweer was amper soos 'n soort geboorteskenk gisteraand. Toe die onweer nou kom en hy reën vir hom uit 'n volle 10 millimeter. Hy het vinnig gereën want die weer was baie swaar. En hier sit ek vanmôre voor julle. Hoe praat die Engelsman van 'n spring chicken? My pyne vergete. Ek voel regtig of ek die reën op my liggaam gekry het. Daar's nie 'n plek aan my wat ek kan vinnig roer of skou hierdie knie van my sommer gou 'n trap nie. My pyn is vanoggend weg. Nou weet ek nie waaraan skeel dit nie. Die wetenskaplikes sal seker nou vir ons kan sê wat nou as beteken as ons nou so aan dit pyne raak. Maar ek sê vir julle, moet hierdie vars reuk van die nag se ongelooflike storm is al so stil. Moet hierdie vars reuk van reën wat so lig is om ons hang. So
So ek sê vir jou, as jy nou luister en jy's nog jonk, en jy pyn nog nie, as die onweer kom nie, ek sê vir jou, jy gaan pyn, maar dan weet jy ten minste, aan die einde van daai pyn is daar reën.